Hy sê ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. We need the glory of God in our lives. We've got a lot of program and a lot of things that's happening in our meetings, but really, brother, we need the glory, the Shekinah glory, the big realms of glory, the glory cloud of God. We need the glory, glory, glory of God. Ons het die heerlikheid van God nodig. En die Bybel sê die blokkade na dit toe is sonde. Nou Brunietjie gaan vanaand hierdie reeks oor bedieninge afsluit. En hy sal voor God nooit 'n verskoning hê dat jy nie gechallenged was en gelok was en geleer was hoe om toe te tree tot bediening. En vanaand sluit ek my boodskap met Psalm 51. En nie wat die Bybel sê het, maak dit oop by daardie goddelike Psalm van Dawid. En ek gaan met u vanaand praat oor 4 heerlikhede wat 'n bedienaar in sy lewe moet hê. 4 heerlikhede wat u in u lewe moet hê. I want to speak to you tonight on 4 glories that is an absolute necessity in your spiritual life. May God impart it tonight. We are reading from Psalm 51, a Psalm of David. En ons lees vanaf die 3de vers. Sal almal in hierdie tent hulle Bybels oopmaak en hardop saam met my lees. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek bitter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. Wat 'n goddelike gebed. Wat 'n goddelike gebed. Amen. Broeder en suster vriend, God deel met elke ene afsonderlik op sy eie manier. Daar's nie 2 mense wie ek ken wie se pad identies dieselfde loop nie. God deel met elkeen besonderlik om hom gereed te maak vir diens vir die Here. En ons het gesien hoe God Esegiel voorberei het en God het hier in Dawid doelwitte en standaarde gestel, baie hoog en baie mooi. En God
wou van Dawid 'n reuse geestelike man gemaak het. God het vir Dawid hoë aspirasies gehad. Die Bybel sê God wou van hom 'n koning van die volk van God gemaak het. En die Bybel sê dat hierdie man Dawid was 'n man in wie se hart die gees van God gewerk het. Hierdie man Dawid was 'n godsman gewees. En die woord van die Here sê dat hy was 'n man na die hart van God. Die woord van die Here sê dat Samuel het hom met 'n horing met olie gesalf om sy roeping en sy bediening te bevestig. En God het soveel van Dawid gedink dat hy Jesus aan Dawid gekoppel het deur te sê Jesus is die seun, of dat daar van hom gesê was Jesus die seun van Dawid. That's a big honor, brother. And God had big things in store for David. David was a man of God. He was a man after God's heart. En as ons vanaand na hom kyk, sal ons die hoë universiteitsgraad van God se opleiding in sy lewe sien. En broeder, hierdie man van God het geheime gehad wat hom 'n man na God se hart gemaak het. Hierdie man het geheime gehad wat hom die koning van Israel gemaak het. Hierdie man het geheime gehad wat hom in die heerlikheid van God laat bly het. And brother, that's the secret to stay in the glory of God. There's a secret to it. And if you want to have effective ministry, if you want to be a true channel and a true minister and a true part in the body of Jesus Christ, which God can use, you must learn one lesson. Stay in the glory of God. Nie almal stem saam nie. Jy sal hiervoor ontdek wat ek sê is die waarheid. As jy effektief wil bedien, as jy 'n man van God wil wees, 'n vrou van God, 'n kanaal van God, sal jy een ding moet leer, en dit is ek sal moet bly leef in die heerlikheid van God. Halleluja. Jy sit jong mense vanaand wat struikel en val omdat hulle nie in die heerlikheid van God leef nie. Jy sit man en vroue vanaand hier en hulle is vol sonde omdat hulle dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Baie mense wil die ding andersom sê. Hulle sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, want almal het gesondig. Maar ek sê dit 'n sonde sal vir ons nie eens 'n woord in ons midde wees nie, as ons leef en bly in die heerlikheid van God. Wie kan in 'n atmosfeer soos wat ons vanaand hier het, sondig? Brother, there's so much glory in this place. Suster van 'n wat het 'n engele gesien? Duisende sê sy, wat om en in hierdie tabernakel 'n komstelling inneem het. Sy sê nie, die Heilige Gees sê vir haar die aartsengel Michael het vanaand besoek gebring in hierdie plek. Brother, in this, the glory of God is the most precious thing that the church can have. Hallelujah. God is a God of glory. He's not a God of death. He's not a God of darkness. He's not a God of deadness. He's a God of glory. Oh, His Shekinah glory is the sign that is present in our midst. Praise the Lord. Aan U behoort die koninkryk. Aan U behoort die krag. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Broer, 'n mooi huis het nie heerlikheid nie.
Wat in hierdie week 'n vrou na die kliniek toe gebel en met een van ons werkers gepraat. Sy sê ek is met een van die rykste mans in hierdie land getroud. Sy sê ek het hom gemaak. Sy sê hy so vooraanstaande prominent, ek kan nie sy naam nie, sy weet wie van ek praat. Sy sê kan jy nie my van gee nie, my naam is maar net dit. Sy sê maar ek bly in die pragtigste paleis, ek het die beste klere, die beste ruime vervoertuie. Sy sê ek het die beste dinge in die lewe. Sy sê maar ek is moeg en siek en sat vir hierdie goed. Dit bring geen satisfaksie nie. Ek honger en ek dors na iets in my lewe wat ek nie my vinger op kan lê nie. Sy sê daar's geen eerlikheid in hierdie dinge nie. O, daar's net een heerlikheid. Jy kry dit nie in 'n verkeerde verhouding met 'n ander man of 'n vrou. Jy kry dit nie in geld. Jy kry dit nie in karre. Jy kry dit nie in besittings. Jy kry dit nie in status nie. Jy kry dit net in God alleen. Want aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. He's the God of glory. And brother, to be an effective minister, to have effective ministry, to be an effective part in the body of Jesus Christ, we must learn to move in the glory of God and stay in the glory of God. Hallelujah. Jy weet, daar's mense wat jy soms 'n stetoskoop moet bybring om te hoor of hy leef. Jy moet letterlik 'n veertjie voor sy neus hou om te sien of hy geestelik asemhaal. Jy moet letterlik in hierdie tent soms sê tog amen, net om te hoor, daarom te hoor is daai oue kind van God. Hy het nie genoeg glorie om amen te sê nie. Hy het nie genoeg glorie om God te aanbid nie. Hy het nie genoeg glorie of heerlikheid. Brother, he's empty. You see it in his eyes. You see it in his way of worship. You see it in everything. He's empty of the glory of God. Because if you're full of the glory of the Lord, everybody will sense and know that this man has been in touch with the glory of God. Oh, Jesus. Jesus. Gee ons die pad na die heerlikheid. Daar's 4 heerlikhede in die boodskap opgesluit wat ek met u wil praat. En voordat ek daarby kom, gaan ek vir u die 4 noem en dan die pad sien toe. Die eerste heerlikheid wat u in hierdie Psalm sal ontdek, is dat hy in vers 13 bid en sê, verwerp my nie van u aangesig nie. Verwerp my nie van u aangesig nie. Om voor die aangesig van die Here te staan, is om die heerlikheid van God in sy volheid te sien en te ervaar. Jy kan nie by God staan, brother, en nog dood sit in dood wees nie. Brother, you'll fall on your face. You'll know that I've been in touch with the glory of God. Amen. Amen. Die heerlikheid van die Here is sy goddelike teenwoordigheid. Sy aangesig. As jy iemand se aangesig sien, beteken hy's naby jou. Is dit reg? Stem jy met my saam? En is daar die wonderlike teenwoordigheid van God, ou broer, wat die kosbaarste ding is wat jy in jou lewe kan hê. Jy kan jou lewe daarvoor aflê om God by jou te hê. Baie van u weet nie wat ek van praat nie, want ek het nog nooit die teenwoordigheid van God ervaar nie. Ek praat nie van sy alomteenwoordigheid nie. God is oral. Hy's hier, hy's daar agter. Hy's alomteenwoordig. Maar ek praat van sy gemanifesteerde teenwoordigheid.
waar jy hom kan ruik en kan voel en kan gewaar. Halleluja. Daar was tye wat ons in die teenwoordigheid van God was, waar die plek se geur begin verander. Daar is tye wat die kleur van die vertrek begin verander. Daar is tye wat die lig van God om mense begin waardig word. Daar is tye wat hy so naby, so teenwoordig is, dat terwyl jy stap, kan jy gewaar, ander gewaar, God is by hierdie mens. It's precious, brother. Die tweede heerlikheid wat hierdie man van praat is, hy sê, gee my weer. Hy sê, werp my nie van u teenwoordigheid, u aangesig al weg nie. Hy sê, neem die Heilige Gees nie van my al weg nie. What is that Holy Spirit? It's the manifestation of the charismatic anointing. Die Here ken my hart. As ek nie die salwing het nie, sal ek nooit hier kom staan nie. Die salwing maak dit moontlik. Dis die salwing wat so kosbaar is. Dis die salwing wat ons leeu's maak en dapper maak. Dis die salwing wat die juk breek. Dis die salwing van God wat ons alles leer wat ons moet weet. Dis die salwing wat in ons bly, wat ons van alles laat kennis neem waarvan ons moet weet. Die salwing is die groot heerlikheid van God. Nog 'n derde manifestasie van sy heerlikheid is deur die man Dawid geopenbaar toe hy sê, Here, gee my weer die vreugde van u heil. Brother, what a glory is there in the joy of the Lord. Halleluja. Vierdens, hy sê, gee my, ondersteun my deur 'n gewillige gees. 'n gewillige gees beteken 'n vrye gees. A spirit of liberty. 'n vrye en 'n gewillige gees. Dis die 4 heerlikhede van hierdie man. En broer en suster, ek gaan vanaand vir jou openbaring bedien en ek weet dit gaan u skud, dit gaan die land skud. Dit mag dit my skud, mag dit ons almal skud. Dat ons kan inkom in die heerlikheid van God. Wie wil dit graag beleef? Sê net bietjie almal amen. Praise die Here. Broeder en suster, daar is 'n pad na die heerlikheid van God toe. En ek het dit in 2 dinge opgesom. En ek glo dis reg. Die pad na die heerlikheid toe is om 'n openbaring van sonde te kry. En te sien wie jy werklik is, meneer, mevrou, broeder en suster. En wanneer jy klaar gesien het wie jy is en wat sonde is, om God te begin aanroep, vereniging. And after that, brother, God will bring forth His face, His anointing, His joy. Hallelujah! And He will bring forth His wonderful spirit of liberty in your life. Do you believe it in this place tonight? Hierdie Psalm is een van die diepste, sensitiefste lesse in die universiteit van God. Het vertel my van 'n man van God, wat seker in sy standaard 7 vlak gekom het en daar ergens rond, ek weet nie, dis net voor hy sy volheid van sy maturity bereik het, moes hy deur hierdie geweldige les gaan, waardeur ons vanaand groot skoling kan ontvang, en hy het geval met Batseba, en hierdie gesalfde, die salwing was op hom.
Hy het vir ander vertel wat is reg en wat is verkeerd. Hy het die Bybel geken, hy het die wet geken, hy was 'n aanbidder en 'n danser en 'n snaarspeler. Maar nou kry ons hom in die universiteit van God in 'n mislukking. Hoor wat Bronietjie vanaand vir jou sê. Ek het agtergekom sondes en val en mislukking in my geestelike lewe. Ek ben nie van God af weggedryf nie. Wat ek God liefhet en hom wil dien, was dit juist goed, wat my nader na God gedryf het, in my soeke om die Here te behaag. And I have found out a secret, brother, and may God help us to learn this lesson on this cold night. Listen, listen. Evil is always corrective. Sommige het dit verstaan. En die Bybel sê Dawid het hier 'n openbaring van sonde gekry. En ek wil u daarna wys. In vers 3 sê hy: Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid en delg my oortredinge uit. Dis die eerste ding wat hy sien. Hy het oortredinge. Daar's 4 tipes van sonde en die eerste tipe is oortredinge. God is in hierdie tent, ek weet nie of u dit gewaar nie, but I sense a mighty work of God in this place. May God reveal this to you. Die eerste tipe van sonde is 'n oortreding. Wat is 'n oortreding? Oortreding, die oorspronklike taal leer ons hierdie ding. Oortreding is to go beyond known limits. To go beyond known limits. Hy het sekere perke wat God gestel het, wat hy van weet en wat hy ken, oorskry. Het raak stil in hierdie tyd. Hoe dikwels is ons daar, ons weet God se perke, maar ons oorskry dit. Dis oortreding van die perke van God. Jy weet, jy mag nie skinder, jy weet, jy mag nie kwaad praat, jy weet, jy mag nie jaloers wees, jy weet, jy mag nie dit doen, jy weet, jy mag nie jou geld terughou nie, jy weet 1000 dinge, maar jy oortree dit blaatsand. It's the first revelation that David had, was a revelation of sin, and dit is, Lord, I went beyond known limits. God het hom dieper gesny. In vers 4 sê die woord van die Here sê, was my heeltemal van my ongeregtigheid. Ongeregtigheid is ook 'n tipe van sonde. En ongeregtigheid beteken a spirit that's not controlled by the Almighty. Jesus. It means a spirit that's not your spirit, that is not under the control of the Almighty God. Ongeregtigheid beteken basies wetteloosheid. Lawlessness. Steeds in vers 4 bid hierdie man, hy sê, was my heeltemal van my wetteloosheid, my ongeregtigheid. Hy sê, en dan gaan hy verder, hy sê, en reinig my van my sonde. Bronietjie, is die ander goed nie sonde nie. Dis 4 tipes van sonde. Hier, oortreding, ongeregtigheid, en dan die derde ding wat hy bring is sonde. En weet jy wat is sonde? Sonde is, jy het nie gedoen wat jy weet jy moet doen nie. Jakobus 4:17 sê, as iemand weet om goed te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. Kan jy amen sê? Die Bybel sê as iemand weet
om goed te doen, en hy doen dit nie. As jy weet om te bid, jy weet jy moet gee, jy weet jy moet regmaak, jy weet jou hart is vol bitterheid, jy weet hierdie dinge, maar jy doen nie iets daaromtrent nie, is dit sonde. En die kerk sit vol sondaars, want hulle hoor week vir week wat hulle moet doen om voor God reg te leef, om heilig te leef, om die hemel te maak, om in 'n eenheid te leef, en hulle doen dit nie. Daarom is die kerk vol sonde. Daarom kon niemand hier opstaan en sê, ek het die heerlikheid van God hierdie week gesien nie, because your life is blocked with sin. God cannot break through to you, and you cannot break through to God, because you're blocked up with iniquity, unrighteousness, and with true sin. Die vierde tipe sonde waarby ek wil stil staan vanaand, is in vers 6. Hy sê, Here, teen U alleen het ek gesondig, en ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Wat beteken dit, broertjie? Dit beteken dwaling. Dit beteken uit van God se oë, en van God se aangesig, en van God se heerlikheid, deur sy eie toedoen, afgedwaal. Hy sê, Here, ek het teen U gesondig. Dis soos 'n man wat sy vrou verneek, verstaan, en met 'n ander vrou sukkel. Hy het teen haar gesondig. As hy wil regmaak, moet hy met sy vrou regmaak. Wat hy teen haar gesondig. Hy het in haar oë gesondig. En broer, die vierde tipe sonde is dat dinge ons laat afdwaal van die lewende God af. And brother, he got this revelation in his spirit. En hy het agtergekom wat sonde is. God openbaar aan Dawid wat sonde werklik is. En broeder en suster, ek wil u nou 'n bietjie verder vat. Die man kom 'n ding agter wat ek wil hê u moet leer vanaand. Om 'n man van God te wees, moet u dit weet. Hy in vers 7 en 8 sê hy, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. Die Engels sê, look, behold, I am shaped in iniquity. Ek dink dit is so, ek het nie Engelse Bybel nie. En in sonde het my moeder my ontvang. U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. Is dit reg? In die binneste. En in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. En broeder en suster, ek kom agter dat een ding wat Dawid ontdek het, is nie meer dat wat hy doen is sonde nie. Maar hy het agtergekom, hy is sonde. Hy sê, Here, is nie meer Batseba nie. Is nie meer daai oorspel met haar in die bed en die moord van haar man. Here, hier, ek is in sonde gebore. Ek is bestaan sonde. Here, ek het in my binneste resesse dinge toegesluit wat ek U nooit by toegelaat het nie, wat U nou eers opgesluit het. Luister, God wys my, sit vanaand man en vroue wat hier binnekant net sulke groot slotte het, wat die grendels van sekere geheime plekkies styf toe. Het God en jy en Satan weet van daai sonde. En jy vra, broertjie, ek kry nie 'n deurbraak. Ek soek die heerlikheid van God. If you want to be a man of God, if you want to enter into the fullness of the Holy Spirit and the glory of God, you better unlock those locks and open that secret closet and confess that thing. And let God reveal to you who you are and what sin is. And
come under conviction and start calling. God, cleanse me. God, forgive me. God, create in me a new heart. God, wash me. God, be merciful on me. And let this people start crying out. And God's glory will come again in the midst of His people. Do you agree with me? Can you say amen with your whole heart? Hy sê, o God, Here, ek is gebore in dit. My moed that you are covering in this place. Because if you don't make right and confess it, you will lose out on the glory. More than everything else, the devil will take it and splash it all over the cities. I make a fool of you. Jesus is in this place, calling us to repentance of the secret sins of our life. Vriende, dis nie vanaand of jy fliek toe gaan en of jy pruim en of jy rook. Dit gaan nie daarom nie. Het gaan om jou. Jy's gebore in sonde. Jy is 'n stuk sonde. Daarom wil ek jou 'n waarskuwing gee. Jy staan in hierdie dienste en jy staan dood. En jy luister na hierdie preek en jy bly dood. En jy bly uit die heerlikheid van God. Jy gaan val. En die Satan gaan vir jou 'n gek maak. Ek het een ding gekry wat jou vashou. Dit is die heerlikheid van God alleen, wat jou van sonde kan weerhou. Niks anders kan jou weerhou van sonde nie. It's the glory of God alone. Ek wil jou vertel anders, Gali. God het vir my iets gesê, wat vanaand revolutionêr is. En ek gee nie om nie, hulle kan vir my seker hierdie ding vir jare beproef, en toe God vir my sê, that's right. This is right. Luister, ek wil vir julle vanaand 'n ding sê, hoor my. God het beskik dat jy, wanneer jy in hom wederbaar word, jy in 'n heerlikheid ingeruk word. En solank jy na heerlikheid is, word jy van gedaante verander. En is jy in die Gees. En dra jy die vrug van die Gees. Maar as jy 'n minuut uit daardie heerlikheid uitstap, dan pleeg jy daai selfde ding wat jy 'n paar dae gelede met trane voor God bely en afgelê het. En niemand hier kan my daar 'n ander storie op vertel nie. Hoor wat Bronietjie vir jou sê. Laat God vanaand sy heerlikheid uit ons siele vat, however it. Laat hy dit wegvat uit ons huise. Laat ons hierdie salwing, hierdie vreugde, in hierdie gewillige gees, broer. Laat ons hierdie goed verloor. Laat ons hierdie 4 heerlikhede verloor. En ek sê vir jou, Everett, môre as jy erger is wat jy was voor jou bekering. You can't help it. Why? Because you're a sinner. You're born a sinner. You are a sinner. Brother, it's only the wonderful glory of God that can fill your heart with power to overcome sin and to live above it and to submit this flesh under the anointing of the Holy Ghost. Ek weet van manne, maar hulle het op die platform gestaan die aand nog en preek. Hulle bly nie hier in die Wesrand. Daar, garage. Hy het nie eens die ene, hy werk maar daar. Hy was 'n pastoor. Brother, hy het die aand gestaan en preek nog. Die aand was hy nog in die heerlikheid. Maar in sy hart was daar dinge weggesteek toe hy afstap. Toe doen hy 5 minute later die dinge wat hy gedoen het. Toe hy in die wêreld was. En ek sê vanaand vir jou, jy hoef my nie te glo nie, jy sal dit uitvind. Ignore the glory. Step out of it and live in the flesh.
you'll do the works of the flesh. Galasiërs 5 sê iets godliks. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar. Hy sê dit is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. Nie die werke van demone nie, die werke van die vlees. Dis wat die Bybel hier sê. En hy sê die werk van die vlees is geopenbaar. Afguns, jaloesie, tweedrag, naaiwer. Hy gaan verder, hy sê moord, dronkenskap, vyandskap, twis. Hierdie ding is geopenbaar. En sê God, we sit with a lot of flesh in our midst. Daar's hoeveel afgunstig en jaloers en twis en tweedrag. What's wrong? And the Lord says, they're not living in the glory. They're living in the flesh. They walk in the flesh. They can't recognize my glory. They don't want my glory. They have a lot of sin covered up. But may God help us to reveal to you who you are and to confess it, to make right and say, God, from now onwards I'm going to live in the glory of God. Die pad soontoe. Bronietjie, asseblief, ek wil uit hierdie ding uitkom. Here, ek wil hier uitkom. Ek wil hier uitkom. Sê Bronietjie, maar moet ek nie myself doodreken en dat ek alreeds gekruisig is? Jy moet hierdie vlees doodreken. En jy moet reken dat jy saam met Christus gekruisig is. But you must live in the glory. You must live in the resurrection power. Broediekie, hoe gaan ek uitkom by die 4 heerlikhede van God? Ons kyk na die 3 uitroepe van Dawid. Die eerste ene wat hy uitroep op Psalm 51. Hy sê vir my so pragtig in vers 9. Roep hy sê, sondig my met hyssop. Hyssop is iets bitters. Nee, en hy sê eintlik hier, Here, ek gee nie om hoe bitter dit is. En wat u gebruik nie. Of het siekte of stryd of min geld. Maak enigiets, Here, van die bitterste ding, maar ontsondig my asseblief. First step, second step. Gaan aan. Hy sê, vers 9, was my Here. Was my. Sit my in u wasmasjiene. En gooi u waspoeiers saam met my in. En was my asseblief, Here. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Is dit nie mooi? Witter as sneeu. Ag, Here. En dan gaan hy aan. En hy sê aan, hy sê, Here, vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God. Here, vat hierdie ou hart uit. Hierdie ding met al sy slotte en al sy geheime wegsteekplekkies en al sy afguns en moord en twis en jaloesie en dronkenskap en brassery en twis en tweedrag, al hom uit, Here. Gee vir my. Skep in my. Maak in my. Vervaardig in my. Bewerkstellig dit in my. 'n rein hart. Dis die pad. Dis die pad. Glooi dit vanaand. That was the school of a man of God. Brother, he graduated, but he learned a sensitive and a hard lesson. The lesson was, the way to God is get a revelation of yourself and of sin. Make right. Allow God to cleanse you, to wash you, to create you, and live in the glory. Dis vir my fantasties en hiermee sluit ek vanaand dat hierdie man
praat oor 'n paar dinge en ek wil dit graag met u deel. Nadat hy dit gebid het, sê hy, Here, verwerf my nie van die aangesig of u teenwoordigheid nie. Neem die Heilige Gees nie van my af weg nie. Gee my die vreugde van u heil. En Here, gee my 'n gewillige gees. En broeder, dis die 4 heerlikhede van God daai. Dis die grootste heerlikheid op aarde om die salwing te dra en te ken. Dis die grootste heerlikheid om aarde op dag en nag met die vreugde van God gesaturate te wees. Jy word daarmee wakker, jy loop daarmee, jy straal daarvan. There's no other heaven on earth, brother. Daar's niks so goddelik om in hierdie binneste van jou daardie vrye gees te gewaar, waarmee almal in die oë kan kyk, en God in die oë kan kyk, en gewillig is om God te dien, al kos dit wat. Daar's niks so heerlik en wonderbaarlik op hierdie aarde, broeder en suster, as om hierdie heerlike dinge te ken nie. Die woordigheid. En weet jy, nou bring ek vir u my tweede openbaringkie van die aand. Luister baie mooi. Weet u, Dawid was nie bekommerd dat hy sy siel sou verloor, of die hemel nie sou maak nie. Dis 3/4 van ons probleem. Ons dink as ons geval het, of in 'n probleem gekom het, of swak was, of gesondig gehad het, of nie met God reg is nie, ons gaan nie die hemel maak nie. Listen, brother and sister, forget about that. Heaven is far, far in the future or somewhere. You know what counts is to have the joy of the Lord now in your heart. To have the anointing of the Spirit of God now in your life. Is dit waar? Is dit waar? Hy bid nie hier, hy sê, o my God, moet my net nie uit die hemel gooi nie. Hy sê, Here, vat net nie u teenwoordigheid, u gees, u vreugde, u wonderlike gewilligheid uit my hart uit weg nie. Want die koninkryk van God is blydskap in die Heilige Gees. Dis vrede, dis geregtigheid. Jy sê, broertjie, ek wag vir die hemel, ek het hom nou al. Nou al het ek al die heerlikheid van God in 'n sekere sin. Nou al kan ek die vreugde van die hemel smaak. Nou al kan ek die salwing van die hemel smaak. Nou al kan ek die kragte van 'n toekomstige wêreld smaak. Nou al kan ek die aangesig van die Here sien. Ek het dit gesien. I've seen Jesus. He looked into my eyes and my face and he said, this means healing for the nations. And brother and sister, now in this hour, my most important inheritance is to be right with God so that I can have the glory of God now in my life. Halleluja, kom ons prys die Here 'n paar oomblikke. Kuramindala stomondei. Halleluja. Kan ek jy in daai 4 heerlikhede inlok? Kan ek jy daar inlok, broer? Die eerste een is sy teenwoordigheid van sy aangesig. Nie daai een wat alomteenwoordig is, nie daai een wat jy hom soms kan gewaar, wat jou rug so daardie wonderlike teenwoordigheid wat jy net huil en jy weet nie hoekom nie, because God is so close to you. That wonderful manifestation of His presence, brother, when the light of God is in this place, the wonderful manifestation of His presence, and you really can feel, see, sense, and touch God. Die salwing, wat die juk breek, wat die siekes genees, wat vir ons die werke van die duiwel verbreek. Hoe kosbaar is daar die heerlikheid. As jy hom verloor, het jy alles. Catherine Kuhlman, vir wie ek soveel respek het, stap op die platform, dan stap sy net een tree en sy sê net een ding, Here, neem tog net nooit die Heilige Gees van my af weg nie. Brother, daardie wonderlike vreugde, dis die kenteken van die heerlikheid van God. Hoor julle my? Die kenteken van die heerlikheid van God is die vreugde van die volk van die Here.
Daai Dawid het dit geken, ou broer, hy het sy hart gevat. En dan speel hy. En hy slaan hy snaar. En hy speel. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. En na 10 minute is die salwing daar. En dan nog 20 minute is die aangesig in die teenwoordigheid van God daar. En na ruk is hy gevul met die vreugde van God en begin hy te dans. En hy verlustig hom in die Here. En hy begin psalms skryf. Halleluja! En hy gevind sy gees gewillig om die Here te dien. Halleluja, wat 'n heerlikheid. En hy leef in daai heerlikheid. Maar toe hy dit uitstap, toe hy 'n sondaar. Maar toe hy in dit leef, toe hy 'n man van die Allerhoogste God. Halleluja! Handuborishakata. I need tonight the glory of God as never before. If you need it, stand to your feet tonight and say, God, my God, my God. Oh, hallelujah. Let me tell you something. The glory of God is in this place. You can just raise your hands. Praise Him. String that up. Confess that sin. Make right with God. And let the power of God fill your life. Oh, hallelujah. 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 Oh, glory. Give me the glory. Give this place the glory. Let the glory of God fall on this place tonight, Lord. Let the glory of God be manifested in every life, in every ministry, in the name of Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Broeder en suster, weet jy wat voel ek? Ek voel U wil doen wat ek wil doen. Ek wil op my aangesig val en sê, Here, reinig my. Here, was my. Here, maak my skoon. Here, ontsondig my. Here, my God, skep in my 'n reine hart. Ek gee U so 5 minute. En as ons dan opstaan, gaan ons God prys totdat sy heerlikheid ons vlees oorweldig. Everybody that wants to come and confess their sins, just walk forward. Come and make right with God tonight. Hallelujah. Hallelujah. Open that closet, brother. Break that lock. Make right with God. Confess that deep and secret sin that only you and God knows about. Maak reg, liewe Jesus, maak reg. Mense, liewe Jesus, wil hy ons moet reg maak. Dit daar waar jy sit, opstaan of kniel, stap vorentoe as daar nie jou maatjie is nie. Val voor Jesus. Bely jou sonde. Maak reg. Sê, Here, in my binneste, in my diepste reses en wese, maak ek oop vanaand, kom in, was my, reinig my, suiwer my. As jy nie weet wat om te bid, vat weer daardie psalm en bid hom deur. Oh God.